Hallo en baie welkom by die heel eerste opname van Wyngaard Weekliks. Dit is 'n nuwe aanbod van Litnet waar ek weekliks met kenners gaan gesels oor 'n aktuele kwessie en vir hierdie eerste gesprek verwelkom ek vir Dr. Oscar van Heerden. Hy is 'n kenner in internasionale betrekkinge verbonde deesdae aan die Universiteit van Johannesburg. In watter afdeling of sentrum het jy gesê, Oscar? Afrika Diplomatie en Leierskap. Daar sê, en dan saam met hom Dr. Pieter Diebenage, 'n bekende filosoof, maar ook iemand wat as 'n onafhanklike politieke kommentator, soos Oscar ook as 'n politieke kommentator 'n rol speel in ons land. Ewe bekend aan Litnet se mense. Baie welkom aan jou ook, Pieter. Baie dankie, Heinrich, sien uit na die gesprek. So ek het gereken vir hierdie eerste een moet ons praat oor iets wat my persoonlik interesseer, en dit is naamlik ons regeringsstelsel, wat dan nou vir my so amper wil lyk of hy soms in 'n rigting beweeg wat die grondwet nie heeltemal bedoel het nie, maar julle sal my reghelp as ek verkeerd is. Ek verwys hier spesifiek na onlangse aankondigings deur die president dat hy bepaalde funksies wat 'n mens sou reken by ministers hoort in die presidentsie gaan begin, of dan wel begin daarmee om dit in die presidentsie te akkommodeer. Maar ek wil hê ons moet begin by die begin, Pieter. Verduidelik vir ons kortliks wat soort regeringsvorm het Suid-Afrika? Kyk, ons het 'n parlementêre stelsel, Heinrich, met 'n sterk uitvoerende president. As jy my vra, dit sou my inleiding wees. Met ander woorde, dit is parlementêr, maar ons het 'n sterk uitvoerende president. En dit beteken dat die president word deur die nasionale vergadering verkies en nie direk deur die volk nie. En dit beteken dat ons stelsel lyk meer soos Duitsland sin, of selfs soos die Verenigde Koninkryke as die Verenigde State of Frankryk. Met ander woorde, 'n parlementêre demokrasie waarin die president deur die nasionale vergadering verkies word. Ek dink struktureel is dit wat ons het, en dit bied dan 'n goeie basis vir ons om verder te kan gesels. Maar waar is ons nou met hierdie stelsel al dan nie? Oscar, laat ons hoor, hoe beskryf jy dit vir die twee jong mense in jou huishouding wat by Stellenbosch Universiteit studeer? Nee, dit is presies dieselfde soos Pieter Diebenage gesê. Dit is 'n parlementêre stelsel. Ons het natuurlik besluit dat partye kry sekere getal stemme, en dit beteken hoeveel sleutels hulle kry in die parlement en dis meer. So die party met die oorgrote meerderheid van sleutels is dan die party wat besluit wie is die kandidaat vir president van die republiek. So ja, ons het nie eintlik 'n stelsel waar jy direk die president verkies nie. Ons het 'n stelsel waar ons elke 5 jaar 'n nasionale en provinsiale verkiesings hou, en ook dan plaaslike verkiesings, soos wat hierdie jaar of vroeg volgende jaar dalk gaan gebeur. Ons het dan die president as staatshoof en ook regeringshoof. Met ander woorde, dis nie soos in Brittanje byvoorbeeld, waar die koning die staatshoof is en die premier Keir Starmer die regeringshoof nie. Ons het 'n nasionale vergadering en 'n nasionale raad van provinsies, ook provinsiale wetgewers met premiers, en dan natuurlik het ons metro of 'n plaaslike munisipale rade. So ek kyk na hierdie prentjie en ek vra vir myself, as die president vir ons 'n week gelede sê, einde verlede week donderdag om presies te wees, dat hy gaan nou die ondersoek na hoe dit gebeur het dat Iran, wat nou in die nuus is soos ons weet, deel geword het van 'n militêre oefening in Suid-Afrika nadat hy gesê het Iran se uitnodiging moet teruggetrek word. Hy gaan daai ondersoek nou in die presidentsie vestig, Pieter, en nie meer oorlaat aan die minister van verdediging soos wat dit aanvanklik sou wees nie. Wat lees 'n mens daarin? Ja, dit is ek moet sê, Heinrich, vir my baie vreemde ontwikkeling, want mense sou dink as 'n president sê Iran moenie uitgenooi word vir daai militêre oefening nie, dan moet dit onmiddellik in die stelsel afgaan, in die lynfunksies. So eerste moet dit aan die minister van verdediging oorgedra word, en sy moet dit dan onmiddellik oordra aan die hoof van die vloot.
Jy weet, mense sou nou dink daai lyne word gevolg. Nou dit het klaarblyklik nie gebeur nie en dis hoekom daar nou vrae gevra word of selfs 'n ondersoek gelas gaan word soos jy dit stel. Maar dit het nou op ander plekke gebeur. Dit is nou nie net daar nie. Mense dink byvoorbeeld aan die generaal wat in Iran was vroeër in 2025 en jy weet, dit laat diep vrae vir 'n mens na vore bring, maar is die president, kyk, 'n mens wil nie 'n oormagtige president hê, as ek dit so kan stel nie, maar mens wil ook nie 'n stelsel hê waar daar nie behoorlike kommunikasie is nie. Met ander woorde, as daar 'n opdrag gegee word, word dit nie uitgevoer nie, want dan moet dit nou presies soos jy dit vra, en wat in jou vraag opgesluit is, dan moet daar diep vrae gevra word, maar funksioneer die stelsel, en wat is die verhouding tussen die president en sy kabinet en die lynfunksie, soos mense dit normaalweg verwag? Ja, Oscar, want die president sê nou dat uit die Engels uit, dit was 'n presidential order wat nie uitgevoer is nie. Hoe interpreteer jy dit? Ja, nee, dis presies wat hulle sê, en dit blyk asof, soos Pieter sê, dat niemand het geluister na daai instruksie nie, wat natuurlik kommerwekkend is. Aan die einde van die dag is die president natuurlik die hoof van die nasionale sekuriteit en die verdediging en so voort, en as hy iets sê, dan Commander-in-Chief. Die Commander-in-Chief, ja, en jy weet, en ongelukkig, ek wil tog sê, jy weet, daar in Amerika het hulle natuurlik nou 'n funksie wat hulle noem JAG, die Judge Advocate groep, en dit is mense in die militêr wat nou dinge ondersoek en kyk of daar nou reëls was gebreek of waar kriminele element is en so aan en so voort. Ons het ongelukkig nou nie 'n selfde ding nie. So ek dink dis die rede moontlik hoekom die president gesê het die verdediging mense kan nie hulle self ondersoek nie. So hulle gaan dan hy gaan daai ding in die president se kantoor in laat kom. Maar of hulle nou die nodige professionele mense het om dit te kan doen, dis nou 'n verskillende vraag. So ek dink dit was 'n goeie idee nie. Maar tog sê ek, jy weet, ek dink hy het gedink dat die mense kan nie hulle self ondersoek nie. Afgetrede regters, Pieter, vorm deel van, of die kern van die ondersoekpaneel. Die president sê dat hy twee goed wil bereik. Die een is dat daai ondersoek onafhanklik moet wees, en die tweede dat dit 'n tydige, 'n timely ondersoek moet wees. Jy het so begin raak aan die verhouding tussen die president en sy minister. Ja, kyk, mense sou dink jy het nie so ondersoek nodig nie, want as die lynfunksies behoorlik gefunksioneer het, dan behoort dit nie te gebeur het nie. Maar nou gaan hy klaarblyklik iets doen wat hy gewoonlik doen. Hy stel 'n tipe kommissie aan of ondersoek. Ek weet nie presies wat die status hiervan gaan wees nie. Afgetrede regter gaan betrokke wees, en dan soos Oscar sê, gaan dit onafhanklik wees, wat jy weet, sodat daar nie intelligensiemense sit wat intelligensiemense moet beoordeel nie, dat dit so onafhanklik as moontlik is. En dan sal ons maar moet kyk, Heinrich, dit is vir my, weer eens, ek kan dit amper nie glo nie. Ek het altyd gedog die ANC se presidentsie is baie sterk, baie sentralisties, maar hierdie afgelope jare het dit vir ons uitgewys dat daar klaarblyklike kommunikasiegapings is, of gewoon net ander forme van mag wat hulle self wil plaas teenoor die president, en dit bring natuurlik 'n ander gevaarlike vraag. Is daar nie in militêre kringe, weet mens sien dit ook, mens kan miskien die Mkonasie geval hierby sit, daar's al hoe meer spierkrag wat gewys word deur generaals en Kom ons hoor of Oscar saamstem? Op verskillende plekke, jy weet. Oscar, kyk jy ook so daarna, of is Pieter besig om alarmisties op te tree hierso? Nee, ek dink nie heeltemal so nie. Ek weet die feit van die saak is, soos hy sê, daar was 'n generaal in die laaste paar maande wat dinge gesê het in terme van politiek wat ons nog nooit gehoor het die laaste 30 jaar nie. En ons moet die vraag vra hoekom nou. Maar soos die presidentsie ons vir ons gesê het, die minister en die presidentsie het gesê daar is nie daai tipe van kringe wat gebeur nie. Hulle is bewus van dit. En hulle glo tog dat daar is nie so daai tipe van ding wat aangaan nie. Maar soos ek sê, ek dink nie daar is iets soos dit nie. Ek dink die mense, die generale wat in ons weermag is nog steeds daai Umkhonto we Sizwe mense. Hulle het nog steeds daai respek en dissipline vir die organisasie en so voort. So ek dink hulle
hulle is in 'n misverstand in 'n vorm wat sê ons kan onsself uitbeeld, ons kan onsself uitspraak lewer op sekere kwessies en dan gaan dit nie noodwendig geïnterpreteer word asof ons iets tussen teen die president sê nie. Maar ek dink hulle was baie gou geherinner van die feit dat hulle is in die weermag en hulle moet stil bly oor politiek. Ja, Pieter, nou is ek meer aan na jou kant toe, want jy dalk tog aan iets geraak. Oscar sê dalk verstaan die ouens net nie so lekker hulle rolle nie. Ek weet daarmee so mooi nie. Die hoof van die weermag gaan Iran toe. Die president sê ek het gesê moenie gaan nie. Die hoof van die weermag en die minister laat Iran deelneem aan 'n oefening. Die president sê ek het gesê dit mag nie gebeur nie. Dit klink na ondermyning. Ja, definitief. En as mens die prentjie net 'n bietjie groter maak, Heinrich, wat my 'n bietjie bekommerd maak, en ek hoop ek is te alarmisties soos jy dit stel nie, maar wat my bekommerd maak, ons sit nou met die parlementêre ad hoc komitee rondom generaal Mkhwanazi, nê? En ons sit met die Mdlanga kommissie. Nou het ons iewes skielik die militêre kant in 'n moontlike kommissie of ondersoek wat nou na vore tree. Dit lyk net vir my of daai hele veiligheids kom ons noem dit maar die veiligheids komitee waar die president tog 'n groot insit het, of dit nie goed funksioneer nie. Ons praat nou nie eens oor intelligensie nie, weet daaroor is daar ook diep vrae oor 'n lang tydperk. En ek dink die president het hard probeer om die intelligensie nader na hom toe te bring. En wat natuurlik nou weer vra, maar moet die minister van intelligensie nie 'n sterker rol speel en so aan nie. So ek dink as jy my vra, hier's 'n hele klomp goed wat by mekaar is en wat mens nie los van mekaar moet sien nie. En dat die president, ek dink wat sy, kyk, mens kan daai selfe vraag oor buitelandse sake vra. Jy weet, want buitelandse sake beleid, ek het altyd gedog die president speel ook daar 'n groot rol. Maar dit lyk tog vir my of die departement self en die minister en die direkteur-generaal bepaalde lyne vat wat nie altyd by die president uitkom en ek mag dalk verkeerd wees. Maar ek dink hierdie is 'n groter probleem, Heinrich, en dit is interessant dat hy dit nou op hierdie punt begin vasvat, maar ek dink dit het implikasies vir ander besluite en ander lynfunksies, as ek dit so kan stel. Oscar, ek het begin deur te vra oor hierdie spesifieke kwessie, naamlik Iran se deelname aan die militêre oefening, maar daar's ook ander voorbeelde waar die president funksies, kan 'n mens nou maar sê, absorbeer binne die presidentsie. In die staatsrede 2 weke gelede het hy aangekondig dat die krisis met water wat ons tans ondervind, ten spyte daarvan dat ons 'n nasionale minister van water en sanitasie het, die gaan hy nou ook binne die presidentsie akkommodeer om te verseker dat hierdie krisis opgelos word. Is dit nie ook maar 'n teken van dalk 'n nader beweeg aan wat 'n mens sekere presidensiële demokrasie kan noem nie? Ja, weet jy, Heinrich, as ons nou deel van hierdie William Glela soort van veldtog, waar die president presies dit weet, dit doen in terme van sekere dinge in die presidentsie inbring. Hulle het sekere suksesse gesien met dit, veral nou met logistieke en vervoer, in terme van die treine en so voorts. Hulle kry nou hulle produkte van put tot port en so voorts, maar dit beteken regtig nou nie jy moet alles in die presidentsie insit nie, want dan sê ons mos nou daar is natuurlik nou 'n bureaukrasie, daar is rooi tape en so voort, maar ek dink tog die president probeer om te sê dat daar sekere dinge waar hy as president iets vinniger kan oplos. Mense gaan vir hom luister, hy kan deur daai bureaukrasie sny en so voort, en dis die rede hoekom, en hy het gesê die watersituasie is 'n krisis, so ek dink dis hoekom hy dit nou nader aan die presidentsie bring, maar ek sê tog, dit verander die rol van die president en sy kantoor, as hulle nou meer en meer verantwoordelikheid vat, wat eintlik moet plaasvind op, soos jy sê, minister vlak. Is dit dan, Pieter, 'n mosie van wantroue in die bepaalde minister, of is dit bevestiging van wat politieke kommentators en gewone mense sê, dat mense word in die kabinet aangestel nie op grond van hulle kundigheid nie? Ek het begin met hierdie gesprek deur julle twee se kundigheid uit te wys, maar dat kabinetsministers aangestel word in poste waarvan hulle dalk regtig nie veel weet nie.
Ja, kyk, ek dink nie dit is net die minister se skuld of die president se skuld as jy nou moet vinger wys nie. Ek dink dit is 'n stelselprobleem. En dan kan jy begin vingers wys na die minister en na die president. So dis nie 'n mosie van wantroue in die minister nie. Nee, ek dink nie dit kan gebeur nie, want kyk, dis 'n stelselprobleem en die stelselprobleem het vir my baie raakpunte met die kwessie dat die ANC baie faksies binne sigself het. Met ander woorde, as die president 'n kabinet moet saamstel, gaan hy nie mense op kundigheid saamstel nie, maar hy moet verskillende faksies bevredig. Jy weet, so daar is iets in die stelsel wat dan 'n fout is. En dan moet hy nou met daai ministers werk en hy's 'n president wat dalk dinge op 'n ander manier wil doen of vinniger beweging wil hê. En jy weet, dan gebeur dit wat nou gebeur. Want mense sou dink daar's mos komitees, daar's 'n veiligheidskomitee, daar's 'n komitee vir buitelandse sake, daar's 'n komitee vir sosiale aangeleenthede waar die waterkwessie aangespreek moet word. Al daai goed is in die stelsel opgeneem, maar dit funksioneer nie goed nie. Ek dink baie van die probleme, en ek dink ook rondom die veiligheid en ook die generaals, het te doen met faksies binne die ANC, wat mense nie altyd op die oppervlakte sien nie. En daar's 'n heeltyd gisting en beweging binne hierdie komplekse regerende party, wat ook nou nie meer 50% het nie, maar 40% van die kiesers agter sigself. So ek dink die hele stelsel is op die oomblik aan die skuif, en ek dink dit word aan die binnekant deur die ANC opgetel, maar ook aan die buitekant deur die ander lede van die regering van nasionale eenheid, maar ook buite die parlement en die media en so aan. So ons leef eintlik in 'n komplekse politieke stelsel, Heinrich. 'n Laaste woord net, ek dink die president het 'n baie moeilike taak. Ek dink hy persoonlik is 'n knap bureaukraat, 'n knap administrateur, maar ek dink hy word baie deur die stelsel geïnhibeer waarvan hy aan die hoof staan. So Oscar, oor jou word daar gesê, mense wat vriendelik is teenoor jou sê, jy het diepte kennis van die binnewerkinge van die ANC, en mense wat minder vriendelik met jou is, sê jou ANC onderrok hang uit wanneer jy kommentaar lewer. Jy kan nou die een of die ander verkeerd bewys deur vir ons te sê of dit wat Pieter nou gesê het oor die moeilikheid waarin die president hom as dit ware bevind, 'n bydraende faktor is tot wat ons hier sien gebeur, naamlik dat hy al meer funksies na sy eie kantoor toe kanaliseer. Ek dink jy weet Heinrich, tot 'n sekere mate is daar waarheid in dit. As ons nou kyk byvoorbeeld En wat mense oor jou sê? Nee, wat mense nou sê in terme van wat mense nou eintlik sê in terme van die faksies en hoe dit uitspeel. Ons weet byvoorbeeld dat Mkhwanazi, baie mense is baie lief vir Mkhwanazi wat hy gesê het en dis meer, maar som van ons weet tog dat daar 'n politieke veld tog is teen Mthunu en hulle het nou daarin geslaag om seker te maak dat hy nie noodwendige kandidaat gaan wees volgende jaar by die ANC konferensie nie. So daai tipe van faksies, hulle speel 'n bietjie uit, dit is waar, maar ek wil ook tog hê ons moet dit sê dat dit is soos 'n kombers in alle gevalle nie. Byvoorbeeld met die waterkrisis dink ek daar's 'n kwessie van faksies nie. Jy weet en soos ons weet by die elektrisiteit, toe hy vir Ramagopa aangestel het en so voort, daai het hy besluite geneem om te sê kom ons bring mense in wat hopelik iets kan verander en so voort. In die waterkrisis, ek dink almal weet dat die president wil graag seker maak dat ons onsself in 'n soort van load shedding, 'n bierkragsituasie gaan bevind met water nie. En dis hoekom hy nou die ernstigheid van die saak sien. Maar ek stem saam met Pieter, tot 'n sekere mate moet 'n mens kyk na hierdie faksies en die keides soos hulle sê wat hulle aanstel. Maar ek dink almal sal ook saamstem dat oor die oorgrootste meerderheid van ministers wat hulle aanstel, veral in die belangrike areas soos die finansies, die treasurie, buitelandse sake en dis meer, hulle probeer om seker te maak hulle kry mense wat die nodige vermoë het. Het ons al enige resultate gesien, Oscar, van die president se besluit na die Julie 2021 onluste om die intelligensieportefeulje ook in sy kantoor te huisves, sonder 'n intelligensieminister aan te stel hierdie keer? Ja, kyk, ek dink dis die waarheid. Hy het geprobeer om dit nader aan sy kantoor in te bring en hy het 'n nasionale sekuriteitsadviseur aangestel en dis meer. Maar jy weet hy het maar altyd 'n baie
'n baie snaakse verhouding gehad met die intelligensie. Is asof hy hulle nie vertrou nie. So hy hou maar vir hulle op 'n sekere afstand. En ek dink hulle weet tog nou, hulle het nou onlangs 'n paar maande gelede, 'n jaar of so gelede het hulle gesê mense oor 'n sekere ouderdom moet nou begin dink aan om af te tree en so voort. So dis die tipe van veranderinge wat hulle wil inbring. Maar om jou vraag te antwoord, ons het nog niks en niemand gesien wat verantwoordelik gehou was vir daai situasie in Julie 2021 nie. Pieter, wil jy daarop kommentaar liewer voordat ek my volgende vraag vra? Ja, die hele kwessie van intelligensie bly vir my nog en ek het dit vroeër geopper, Heinrich, bly vir my 'n onsekere ding presies waar lê die mag. Is dit by die intelligensiediens self? Wat s'hulle verhouding met die president voorheen het hy hard probeer om hulle onder sy vlerk in die presidentsie in te bring? Ek was krities daaroor. Lyk my hulle is nou minder sterker daar in die presidentsie, maar daar is, soos Oscar gesê het, die sogenaamde veiligheidsadviseur. En ek dink dit so dit moet werk. Kyk, in die Amerikaanse stelsel is dit ook so, die sogenaamde security advisors is baie belangrik in die stelsel. Jy wil nie jou president moet direk die intelligensie hanteer nie. Jy wil dit op 'n afstand hê, maar daar moet baie goeie kommunikasie tussen die president en sy intelligensiediens wees. Ek dink nie dit is heeltemal die geval in Suid-Afrika nie en 'n mens moet daai ruimte baie fyn altyd dophou. Dit is op daai punt. Ek weet nie of ek na 'n volgende punt moet oorskuif nie. Ja, ek wil jou vra as die president dan ook vir ons sê in sy staatsrede dat die waterkwessie sluit aan by hierdie standpunt van hom dat as munisipaliteite nie hulle werk, hulle funksies behoorlik uitoefen nie, dan moet 'n ander regeringssfeer dit oorneem. Wat is die boodskap daar? Jy weet, waarom het jy dan plaaslike regerings? Ja, kyk, die 3 vlakke regering is van uiterste belang in 'n werkbare demokrasie. Plaaslik, provinsiaal, nasionaal. Plaaslik sukkel ons weer met dieselfde ding, dat daar nie kundiges is nie. Jy weet, Heinrich, as jy in elke, as jy dit verpligtend maak, statutêr, dat in elke munisipaliteit moet daar 'n wateringenieur wees, statutêr, dan kan jy al hierdie water Ek vermoed dit is reeds so, hoor. Ja, maar die probleem is in baie munisipaliteite word die mense nie aangestel nie. Dis Nou waar. dan moet jy gewoon net die mense wat die besluite in die munisipaliteite neem aanspreekbaar hou. Jy weet, en aanspreeklikheid is lyk my 'n ding wat nie altyd binne die komplekse meganismes van ANC-politiek en magspolitiek geskied nie. En daarom moet daar nou elke keer dan weer krisisbestuur gedoen word, as ek dit so kan stel, omdat die stelsel nie behoorlik funksioneer nie, want die kundigheid is nie daar nie, of die statutêre vereistes word nie nagekom. Oscar, so ons is nou byna jammer, Heinrich. Ek wil net byvoeg, hy het ook gesê dat hierdie munisipale bestuurders en so aan moet krimineel verantwoordelik gehou word, en dis iets niets. Ek sê heeltemal seker hoe hulle dit gaan doen nie. Dis 'n goeie punt. So ons nader nou die einde van ons gesprek en ek wil praat oor die risiko's wat daar verbonde is aan hierdie soort ingrype deur die president. Julle het baie gefokus op die positiewe aspek daarvan. Maar ek wonder, as jy dan nou hierdie soort besluite neem, Oscar en dan Pieter, dink jy net aan jou amptstermyn? Met ander woorde, jy neem daai besluite, jy stel sekere regulasies of wetgewing in, omdat jy sekere doelwitte wil bereik, of dink jy ook daaraan dat wat as hierdie verskywings, veranderings in die verkeerde hande beland deur wie ook al volgende oorneem as staatshoof by jou? Oscar? Ja, kyk, ek wil graag hê ons het daaroor gepraat nou die hele tyd, maar daar's 2 verskillende aspekte hier. So daar's die aspek waar die president seker gemaak het dat die staat 'n beter verhouding het met die privaat sektor, en ons het dit nog gesien by die Vulindlela tipe van ding, en ons sien die suksesse van dit. Maar dan is daar ook 'n kwessie, ek dink ministers waar die president jou werk oorvat en dit sê bring dit in die presidentsie, moet eintlik sleg voel. Moet bedank. Die president moet bedank. Ja, moontlik sê dit 'n baie negatiewe ding vir jou.
Want die president sê nou ek moet jou werk doen vir jou. So ek dink dit is jy's reg, dit is 'n negatiewe ding en dit werk miskien met hierdie president, maar as jy nou die volgende persoon kry en daai persoon wil nou die hele show run soos hulle sê, dan wat is die punt van die kabinet? So ek dink daar is negatiewe dinge verbonde aan hierdie tipe van ingryping, maar ek kan ook verstaan hoekom Cyril Ramaphosa dit gedoen het. Pieter? Ja, ek dink daar's teenwigte wat so iets soos 'n baie sterk president sal teenwerk. Jy weet, Heinrich, byvoorbeeld daar's die konstitusionele hof, jy weet waar mense na toe kan gaan as hulle sien die president is te sterk. Dan is daar hoofstuk 9 instellings, byvoorbeeld die openbare beskerming, menseregte kommissie. Dan is daar baie belangrik nou parlementêre komitees. Jy weet wat nou omdat die ANC net 40% steun het daai parlementêre komitees meer tande en die sogenaamde oorsigrol van die parlement, dink ek het sterker geword teen die uitvoerende gesag wat die president verteenwoordig. Dan het ons 'n federale provinsiale stelsel, jy weet, daar's 'n heeltyd sprake van magte wat moet afgewentel word en so aan, en ons het 'n onafhanklike media. Jy weet, ons het 'n sterk burgerlike samelewing. Ek dink al hierdie goed is sterk teenwigte en in 'n sekere sin gaan my simpatie uit vir president Ramaphosa. Ek sê dit nie altyd in die openbaar nie, maar ek dink hy's 'n bekwame man, maar hy sit met 'n volkome problematiese stelsel wat moet werk, maar dit werk nie en ek dink daar's goeie redes hoekom dit nie heeltemal werk nie. So jou boodskap aan ons kykers, wees bekommerd, moenie te bekommerd wees nie, ons is julle reg. Wat is jou boodskap? Ja, min of meer dit en ek sou sê waaksaamheid. Watter een van die drie? Watter een van die drie? Ek sou sê baie belangrik is waaksaamheid en al drie goed kan jy maar in gedagte bring. Oscar, so jy sal saam met my en Pieter onthou, daar was 'n vorige president wat gesê het, gee vir my 6 maande om as 'n diktator op te tree en ek sal hierdie land regryk. Wat is jou boodskap aan die kykers? Ons moet maar altyd aktiewe burgers bly en ons moet waaksaam bly. En ek stem saam, daar is genoeg instansies en dies meer wat ons kan gebruik om ons regering in toom te hou. En ek dink dis baie belangrik. Dr. Oscar van Heerden en Dr. Pieter Dievenage, baie dankie vir julle twee se deelname aan hierdie heel eerste opname van Wijngaard Weekliks op Litnet. Dankie, Henry.